Ja, welkom terug by nummer 16 wedstrijd. Perse wat van rechts naar links gaan speel. Ja, mense ook met die wind agter hulle seile. In die tweede helfte gaan hulle moet 'n bietjie beter verdedig. En hulle gaan nou afskop. Kan nie wag vir hierdie ene nie. Skeieregter sê kom ons speel. Skop hom lekker ver veld af. Aangeslaan deur die Hoërskool Dispatch. Nie die begin wat jy wil hê. In die eerste beweging van die wedstryd en so 'n belangrike onder 16 wedstryd tussen die Hoërskool Dispatch en die Hoërskool Bersig. Ja, is hard vinnig deur die spanne van Dispatch. Dion Verwy op loskopstit. Sinokutle en Tamo op hakker. Zian Allison op die vaskop stit. Dan Donalds. Donalds, CJ De Lange en Given Kuberg. Ja, so dis vir Berse gewees, die Dispatch, nie? Bullet wat hierdie bal gaan ingooi. Hierdie gaan 'n baie belangrike skram wees. Good Bullet ook 'n wit warm skram skakel. Baie goeie skram deur Dispatch. Ja, skeieregter sê skram in. Sjoe. Bullet tik vanaf. Bal uitgegooi daarna Brighton Torang toe. Torang aan grond toe. Bullet wag. Voordeel af vir Bersig. Lyk wie die Dispatchman aan kant was dalk. Hard op die vletjie geblaas deur die skeieregter. Bullet wat hom weer vinnig spel, maar die skeieregter sê nie op die merkie. Bullet weer 'n keer. Klein kant toe. Bal is beskikbaar. Hier kom hy. Weer onkant. Baie streng deur die skeieregter hierso. Moet sê. Skool rugby op sy beste. Kom maar beweging. Bullet. Bullet tik. Die maar vir die groot nommer 1 Verwy. Bal is beskikbaar, Bullet. Amper sê ek dwars deur gaan. Amper sny daardeur. En man van die Dispatch moet versigtig wees. Skeieregter baie streng op onkant. Loskakel. Gee hom aan, maar word onderskep deur die groot nommer 6 van die Dispatch. En die skeieregter baie hard op sy vlek. Ian Marshall natuurlik. Weer 'n keer onkant. Hulle moet baie versigtig wees nou. Jy kan 'n span waarskuwing kom. Derde vierde strafskopbal in die alles in die rooi sone. Alles in die rooi sone aan. So hier gaan een of ander tyd. Weer 'n keer word hy opgetel deur die nommer 8. En die skeieregter sê druk hom. Goeie 3 dae gedruk deur Brighton Toring. Ja, Toring lyk my hy is die man wat die bal gaan dra vir Bersig vandag. Baie goed gedoen. Eerste punt op die bord, 3 minute in die eerste helft in. Waarde 3, 5 strafskoppe Marius. Ja, die gevaarligte moet nou ewe skielik begin aankom. Ewe skielik want die oomblik as daar 'n team warning is, kom geel kaarte in spel en jy wil nie 14 teen 15 wees nie. Ja, en as die skeieregter so kyk, lyk dit nie hy gaan enigiemand kans gee nie. As kyk hoe hard hy 'n paar keer op daai vletjie geblaas het, dan het jy probleme wat nader kom. Trek hom heeltemal links verby. Telling bly 5-0 vir Bersig. Goeie ondersteuning hier vir beide spanne. Die ventjie wat nou begin waai hierso. Dispatch wat hom afskop. Rigting oorkant van die veld, eintlik 'n baie mooi hangskop. Aangeslaan deur die Dispatch. Voordeel vir Bersig. Strafvoordeel. Voordeel verby. Goeie skop ver veld af. Bal bons. Briljante skop. Uitstekende kamera net werk. Voor die 22. Uitstekende kamera werk hier by ons. Dispatch vir die bal kan nou gooi. Lyk soos Lucas
Lucas Streeter. Skeef van gegooi sê die skeieregter. Bergsig met die opsie. Ja, skeieregter sê ons moet skram. Bal was aangeslaan. Ja, buitekant die skouer gegooi. Ja, natuurlijk het jy keuse van 'n oor ingooi of 'n skram. Jou keuse. Persig van die skram. Maar eerste skram van die Spurs was baie goed. Groot voordeel daarvan van Dispatch. Jaden Schleer, Lucas Streeter en Tian Skuman. Die skeieregter is baie streng met daai reël. Hy bly sê die nommer 1, Ja, lei in skram. Jaden. Skram in. Geen simpatie van die skeieregter. Die 2 strafskoppe en 2 skrams. Minder as niks. Persig. Skop hom kantlyn toe. Ballassistent daar met die bal. Ja, nee, jou woorde is te veel. Sê jy kan nie meer sê baljoggie nie, want as jy 'n petroljoggie is, dan is dit nie dieselfde as 'n baljoggie nie. Ek is aan jou kant hier. As 'n petrol attendant, you can't call it a ball attendant. Natuurlik Toring wat die bal ingooi. Die 8ste man. Hier kom hom mal beweging. Kom ons Eer kyk. voordeel vir die manne van Bergsig. Hier kan probleme. Hier kan probleme wees, ja. Nou word Hier die kom die kaptein kaptein nader. nader geroep. Ons geweet hierdie gaan kom. Hierdie kan dalk nou die offisiële waarskuwing wees. Ja, hier is die span waarskuwing. 6 minute verstreek in die wedstryd. Jy het tussen 7 en 8 strafskoppe afgeslaan in 'n rooi sone. Jy gaan probleme optel. Ja, het lyk of dit Jaden Schleer is wat gestraf was. Van die kant af in, balle toe. Dis nou maar net om die 8 punte te maak, sodat jy 2 keer met punte aanteken net om voor te loop. As jy so goeie dryfmaal beweging het, dink ek hierdie is die verkeerde besluit. Armoed wat die aanleidpale toe. Tref hom baie goed. Uitstekende skop. 3 punte bykom, die telling skuif op na 8-0. Nou weet ons hoekom Toring dadelik palle toe gewys het. As jy so 'n skopper het. Ek het net met JD ook gesels, maar is dat as jy die 3 punt opsie het, vat dit. Absoluut. Dis 'n Metro series. Korrek. As jy eintlik die blaas met jy 1 punt voor wees. Korrek. Dis waaroor dit gaan. Dispatch wat die bal gaan afskop. Hang skop, maar hy gaan uit die middel trek neer, maar Bergsig speel tog die bal. Aangeslaan die Bergsig voordeel vir Dispatch vir 'n skram. Van Skalkwyk wat hy bal afgeskop het. Hier kom hy en hulle hardloop hom. Die groot manne van Dispatch. Kom ons kyk nou. Tian Skuman na Bal is beskikbaar. Verander van rigting. voor die beer. Bietjie staan. Hulle moet bietjie aan die gang kom. Ja, voordeel vir deur Streeter. Van jaar sal wag vir die bal. Weer 'n keer een van die groot manne van Dispatch. Nog eene. Hulle gaan die bal Skuma. probeer dra in die middel van die veld. Baie goeie opsie, want nou het jy 2 kante om aan te val. Loskakel wat op 'n jakkelsdrafie gaan daarso. Hou die bal beskikbaar. Skeieregter in 'n uitstekende posisie. daarso. Goeie werk aan hierdie voor hy man homself Ja, bal uit te gooi. Nou gaan help dit al. speel same side. Dan verander die loskakel om. Oef, nog een van hy snaakse aangee. Bergsig het die bal. Ja, dis die agste man. Toring. Goeie werk daar deur die manne van Bergsig. Die Jackal daar baie vinnig plaas vind. Ja, Toring was baie slim. Toe hy sien iemand anders het tackle dadelik op die bal opgegaan. Nee, baie goeie skop hier. Gaan hy uit wees? Nee, die skeieregter sê hy is aangeslaan. Maar wat baie ongelukkig is.
Met die Skare skeiersrechter. nie baie gelukkig nie. Dis altyd lekker om kommentaar te lewer hier agter die manne Hannes. Dis waaroor dit gaan. 10 minute verstreek in hierdie een. Perse loop voor met 8 punte teenoor 0. Gooi die bal in, die bal in die mond van die skram. Baie versigtig wees met jou hande daar. Spits se skram baie sterk. Moet sê. Hulle doen net staande in die skramwerk. Perse sal met walskoppies aan. Daar sal die bal ingooi. Man maar opstaan in die skram. Perse speel hom langs die agterlyn af. Kom hy verby een man. Ja, gooi loop daar deur Nchivane. Oef, baie goeie intrap. Nog 'n ene. Goeie werk daar gedoen weer eens deur Jantjies. Bal is weer beskikbaar. Kom die groot manne van Bergsig nou. Weer voordeel. Nou die nommer 4 van Bergsig. Kom hy uit deur 'n gaping? Nee. Onderste bo. Ja, ek sien met 13 daarvan. Hierso is iemand in die moeilikheid. Hierdie gaan 'n geel kaart wees. Ongelukkig. Daai bal is afgeklap. Hierdie nommer 5 van Dispatch. Hulle 2 kaarte wat uitgedeel kan word, een vir die tackle deur die horisontaal. Ja, en dan die afklap van die bal natuurlik. Met 2 manne aan sy buitekant. Gaan die nommer 5. Ja, geel kaart vir die nommer 5 van Dispatch. Ja, Xavier Spamer. Ongelukkig. Maar deesdae met die reëls en is dit amper onmoontlik om 'n onderskep te vang. As jy die onderskep nie vang nie, het jy probleme. En as dit in jou rooi sone is, kry jy 'n geel kaart. Ongelukkig, dis hoe dit is. Skeiersregter. Bal word Nee. getik. Dan gaan Toring. En dan trek hy. Nee, tog word hy baie mooi opgehou. Deur die manne van Dispatch. Gaan hulle die bal in die hande kry? Use it or lose it gaan hierso van sprake wees as die bal nie dadelik beskikbaar is en hy is. Persig wat optel en reguit hardloop. Weer 'n keer. Man gaan daar wel op bullet. Toring. Kort. Is die bal beskikbaar. En dan sê die hier gaan nog 'n geel kaart kom. Hulle sal baie gelukkig wees as hulle nie nog een kry nie. Weer omkant. Net kort. Toring wat hom vinnig vat. Bullet. 3. Ja, Skeiersregter is baie ongelukkig oor iets hierso. Hy roep weer die kaptein nader. lyk of hy dalk nog 'n kaart kan gaan. Praat maar net 'n bietjie met die speler. Ja, Hulle is gelukkig. 5 punte wat bykom vir Bergsig. Telling skuif op na 13-0 toe. Met die skoppie wat dag. Goeie kamerawerk hierso van agteraf. Had jy 'n perfekte uitsig. En jy kan mos net weet of dat bal oor is of nie. Ja, tussen die palle deur. Telling skuif op na 15-0. En die guns van Bergsig. Ja, Bergsig wat 'n bietjie weghardloop met hierdie ene, maar onthou hulle moet ook teen die wind speel. So kom ons kyk, Dispatch sal nou diep met Delph hierso. Met 'n man kort. Hulle kon 2 manne kort gehad het. Baie gelukkig om nie daai tweede geel kaart te kry nie. Ja, ek moet sê Dispatch wat hy gaan afskop van Antwerpen. Wat gaan hy maak? Gaan hy hom kort afskop of gaan hy hom lank afskop? Nee, hy skop hom na rigting oorkant van die veld. Mooi 10 tree getrek. Daai man vang die bal uitstekend uit die lug uit. Bullet is wag vir die bal. Roodman van Bergsig win Dion Verwy. Bal is beskikbaar. Veld Bullet. Die bal uit daar na Armoed toe.
Great 50, skop. 22. Uitstekende skop. Telling natuurlijk 13-0. Althans 15-0. Doring, wat nou die bal ingegooi het. Spring nou en rank vir die bal en nog 'n 3. Deur nommer 7 van Bersig. Hulle is besig om 'n bietjie weg te hardloop met hierdie ene. Hy telling moet 15-0 wees. 3 nou soos 20. Swaar vir die skop hê. 15 en 'n half minute verstreke. 20-0 vir Bersig. Besig om baie effektiewe rugby te speel. Ja. Hou hom kort wanneer hy kort gehou moet word. Ry hom wyd wanneer hy wyd gery moet word. Doring is 'n doring in hulle vlees vandag. Jy het na Sprus so gesê. Absoluut. Ek moet iewers 'n woord inkry. Armoed. Wonder of 'n familie is van die ander skramskakelaar moet. Kan wees Moos dat dit in die onder 16. Och, 'n uitstekende skop. Regtig waar baie goed. 22-0. Goeie kamerawerk. Deur ons kameramense hier en Bersig 22. Dispatch 0. 16 en 'n half minute verstreke. Ja, hierdie is 'n baie duur geel kaart wat Dispatch afgestaan het. Maar net by die bal afskop, bietjie diep. Toring. Hulle speel hand tot hand hierso. Baie goeie werk deur die manne. Goeie werk hierso, staan die een man af. Tot by die middellyn vorder hulle. Bullet. Dis spesifiek wat hom baie goed afgeneem het. Dink daai is die eerste strafskop teen Bersig. Ja, en nou gaan hulle 'n geel kaart kry. O! Oor 'n Willie hoorie. Ja, En nou retaliate jy. Retaliation. Dink altyd spelers van geel sien hierso. Ja, ek dink so. Bitter onnodig deur die 7 van Bersig. Sy span 22-0 voorloop. Maak jy nie sulke foute nie. Altyd spelers. Altyd sien geel. Wel verdiend. Ja. Strafskop wat omgedraai word. Nie goeie spel deur al twee die spanne hierso nie. Doring. Skop die bal lekker ver veld af. Baie goeie skop vir 'n agste man. Multi-skilled soos wat hulle sal sê. Laat my dink aan John Eels. Absoluut. Dis die naam wat opkom nou, John Eels. Doring gooi die bal in. Nadat hy die bal gewen het in die vorige wedstryd. Dan word hy aangeslaan deur die skool van Bersig, ongelukkig vir hulle. Deur die hakker. Skram. Tam waar die bal ongelukkig aangeslaan. Hy bal bietjie vinnig in die lyn staan gekom maar is. Ja, hy was baie laag gegooi. Ek dink die springers was 100% reg nie, maar dit is nou maar hoe dit is. Of 10-7 in hierdie skram, eerste keer wat ek dit sien. Maar nou ja. Doring, wat nou die skramskakel geduik het. Die skramskakel is een wat die geel kaart gekry het. Dispatch, probeer in die hardloop raak. Hardloop verby een man, hardloop verby twee manne. Ja, gooi loop hy daar so deur Apollos. Kom die bal weer, Dispatch hou hom in die hande. Word onderskep. Daai man kan nie die bal speel, hy is op die grond. Ooh. Hulle speel hom nou Dispatch. Ja, hardloop by, verby 'n man. Gee die bal aan. Uitstekende werk. Kom binne toe.
Weer goeie werk. Hulle hou die bal nou. Apollos hierdie keer, weer 'n keer. En Kondeki het baie goeie werk doen als hy wens 'n paar meter Die veld. bal is uit, die skramskakel is af. Die manne wat nie saam Ons daarso. En die Bergspeler kan omkom om die bal te speel. Ja, ek dink almal wag vir die skramskakel om die bal te pas. En die skramskakel Dis staan langs die veld. Ja, die een geel kaart nou terug vir Bersig. Goeie skop teen Bersig. Ag, die een geel kaart terug vir Dispatch. Bedoel ek? Uit op die interstappellyn. Goed gerank daar deur die manne van Bersig. Dan word die skramskakel verkoop, nie verkoop nie, sommer weggegee vir niks. Dispatcher nommer 7 wat die bal pragtig afgevat het. Breitenberg. Dispatch wat agter toe speel op die oomblik. Jy kan nie opstaan nie. En dan optel. Maar is die game vir 'n bietjie scrappy raak op die oomblik. Hy is verskriklik skerp, ek moet sê. Manne wat nie in die gang kan kom nie, kan nie 3 fases na mekaar by mekaar sit nie. Bersig wat die bal op die kwartlyn uitgeskop het. Hulle kan die bal ingooi natuurlik. Waar gaan hulle gooi? Nommer 2 of nommer 4? Lyk vir my nou nommer 2 bal hierdie. Wag vir die bal. Toring wat die bal gaan ingooi. Een van die manne wat ook die lynstaanspringers is. Nee, gooi tog op nommer 4. Goeie lynstaansprong. Ja, die nommer 7 moet agtertoe gaan. Hy moet omswem. Ja. Presies wat ons gesê het. Daai man is nog nooit aan kant nie. Toring wat die bal het. Gaan hulle hom weer uitjaag. Sy net die kaptein van Bergse was maar. Hy's al lankal en hy skeiestraks oor gaan fluister. Absoluut. Meneer skeier ons wen nie rooi sone. Dis weer 'n strafskop. Ek sal dit die heeltyd al was ek nou die skramskakel, sal ek dit die heeltyd vir hom onthou het. Dat hulle wil nie hoor nie. Ja. Hulle val nie terug hier en hulle trek hom af wanneer ons in die rommel is. Gaan ons weer 'n nommer 4 bal sien hier. Nee. Wat gaan hulle doen? Hierso instap 2, 3, 4 man instap. Kom ons kyk. So is instap agtertoe dryf. Toring wat die bal gaan ingooi. Goed gewen, maar wild geklap deur Dispatch. Oor die lyn gespring. Oor die lyn gespring. Maak daai sin vir jou, Marius? As hy die enigste springer is, nie regtig nie, en Toring slaan hom aan. As ek nou die skramskakel was ook gesê justice. Die kinders verkeerd leer die Marius. Maar die waarheid is die waarheid. Ja, guldige geleentheid dan met een vir Bersig. 7-7 in hierdie skram. Dis baie 'n kans om weg te kom met hierdie rooi sone uit waar hulle die meeste van die tyd op die oomblik is. Skramskakel, tel hom op. Speel hom nou. Nou probeer hulle hardloop. Van Antwerpen wat nie kan wegkom sy man af hè. Groot voorspelers wat mekaar speel Kom maar hierso. met die bal uitgooi. Trek Dispatch nou. Gooi hom binne toe onderskep deur Bersig. Hulle neem hom af. Bal is beskikbaar. Ja, die binne toe breek het ons gedink gaan kom, net om hulle vas te trek in hy hoek en om dan wyd te speel. Kom ons kyk wat gaan gebeur hierso. Deur 'n gaping daar. Goeie gaping slaan also. Bersig wat binne toe speel, binne die kwartgebied van Dispatch. En Chiani wat dan breek. Weer hard geblaas by vletjie.
Hoogvat sê die skeieregter. Ja, die Spets word baie versigtig sal moet wees hier. Te kom, speel hom. Goeie verdediger. Baie goeie werk. Hulle word baie gespeel op die tikbal. Dan kom hulle klein kantjie toe. En 'n storing wat daai bal verloor het. Ongelukkig. Ja, Die Spets vir die laaste paar minute verdedig eintlik baie goed. Ja, en hulle doen. En jy kan sien dat die afrigters met hulle gesels en hulle bly gesels met hulle langs die veld. Tog neem hulle hom weer af. Toring wat hom wyd speel. Die 10. Hulle hardloop 'n bietjie skeef. 13 hardloop Oh. deur 'n gaping en weer 'n gaping. En onder die paal duik hy oor. Goeie drie gedruk op deur Jalen Leander. Breek hom, is 'n sleutelbeen toe hy daai duik op die bal druk. Ja, ek moet sê, ek weet daarmee. Maar wat 'n 3, wat 'n buitebreek deur die jong man en 'n uitstekende 3 vir die Hoërskool Bersig. Ja, 5 punte kom by. 27-0 in die guns van Bersig. En ons het 5 minute oor in die eerste helfte. Maar is giftig onder 16 span van Bersig hierdie. Ja, ek moet sê, die twee senters beïndruk my. Hulle lyk of hulle lateraal hardloop en ewe skielik maak iemand reguit en dan hardloop hy dwars deur soos daar. Ja. Uitstekende skop. 29-0. Waar het hulle nou opskuif? Ja, baie sterk Bersig onder 16s. Moet sê die toekoms lyk baie rooskleurig. As hulle hierdie mannetjies bymekaar kan hou en hulle volgende jaar begin meng met 1 of 2 seniors, behoort jy 'n span en 'n half te hê oor 'n jaar of 2. Dit is toch al ewig gestruwel tussen by hoërskole, maar jy het so goeie groep spelers, maar jy weet volgende jaar is 60% van jou span nie bedank. Ah, dit moet daar verskeurend wees. Ek moet vir jou sê. De Spets skop af rigting oorkant van die veld van Antwerpen. Baie goed in die hande gekry deur die nommer 6 van Bersig. Dra baie lekker sterk. Bal is beskikbaar. Kom hy uit. Wat gaan Bersig doen? Skop hom rigting oorkant van die veld. Goeie skop hierdie. Hierdie kan ook 'n 5. Nee. Hy binne in die veld. De Spets het hom. Goeie verdediging. Uitstekende verdediging deur Bersig. Moet sê hulle opvolg van die skopwerk is uitstaande. Ja, ons weet enige skop kan 'n goeie skop wees, hangend af hoe jy opvolg op hom. Spets wat nou die bal skop. Onder Oef, geweldige druk speel. is hy man voor die bal, ek dink so. Die skeieregter sê ook so. Ja, Ja. Weer in die rooi sone. Hier kom hy, blaas weer. skeieregter sê bly stil. Iemand wat waag terugpraat daarso. En jou span het al klaar twee Die- kaarte gehad. Die strafskop is teen Bersig. Vir hom kant. Door die kommentators is geskok en sê nie veel nie. Maar dis hoe dit is. De Spets. Bersig wat hom aanslaan. Twee manne het heeltemal in mekaar se pad. Is baie maklik anders. Hy roep vir die bal. Is my bal. Is jou bal. Ek weet dit, jy weet dit. Die Almal weet dit. afrigtingspan weet dit. Partykeer vergeet die spelers dit. Die Spets het al kan gooi. Baie goeie lynstand deur die Hoërskool De Spets. Jo, Weer snaaks. Breitenbach. Snaakse aangee daar. De Spets gaan die bal dra. Toring. Uitstekende duikslag. Baie goeie uitslag uitgevoer. De Spets het hom weer. As iemand nou in die moeilikheid. Hier kan ons nog 'n geel kaartjie sien. Ja. De Spets se loskakel van Antwerpen aan die hardloop. Uitstekende hande. Hier gaan hulle. Gaan hulle 3 druk net hier voor tyd. Goeie werk deur die Hoërskool De Spets. Hier kom die bal. Is hy beskikbaar? Ja, hy is. Skien die verkeerde kant toe. Kom ons kyk nou maar. Gaan hy ry in die agterlyn. Die nommer 19 op die veld. Hardloop verby 3 manne. Amper by die kwartlyn. Ja, Jordan Percherda wat baie gewerk het daarso. Die manne van De Spets hardloop hy. En hy hardloop nog steeds. Hy is oor die kwartlyn. En dan vat hulle hom af die Bersig manne. Die bal is nog steeds in hulle hande. Rustyd is om die draai.
Bersig. Skeieregter wat hard op sy vletjie blaas. Ja, manne wat bietjie vir mekaar wil hallo sê daar so WhatsApp nommers uitruil. Ja, heeltemal onnodig hierdie. Veral vir 116 manne. Iets moet hier gebeur. Tot die mascot is daar binne. Beertjie is ook al. Hy is besig om te keer. Manne wat hier van die kant af skree rooi kaarte Mr. F. Klink soos 'n dispatch aanhanger. Maar totaal en al onnodig, Marius. Kan nie met jou meer saamstem nie. Hier is onderuits rugby. Al wat jy moet worry is om rugby te speel. Kan nie lekker sien wat hier gebeur het, Janus. Nee. Bietjie ruk en pluk. Hier op halftyd. Dink is ook miskien goeie tyd dat halftyd as die manne 'n bietjie kan gaan afkoel. Nou wil die skeieregter met almal gesels. Ek sien hy praat daar met die nommer 1. Hy praat met Toring. Hy praat met 'n paar manne. Stuur 'n klomp manne weg. Ek dink hy gaan die 2 kapteins nou daar roep. Lyk met die 2 voor hy manne. En die nommer 15 is ook betrokke. Tyler Gous. Sy kopskerm afhaal en sê ek is reg vir julle nou. Toring wat hard praat. Ja, het lyk vir my Tyler Gous is in die Ja, geel kaart vir Verwy en 'n geel rooi kaart vir Tyler Gous. vir Gous. So Gous moes geretaliate het hierso. Dis al wat ek kan dink. Skeieregter hom gesien 'n hou slaan en dis die rooi kaart. Ja. Ongelukkig. Rooi kaart vir Dispatch. En 'n geel kaart vir Bersig. So Dion Verwy kry 'n geel kaart, maar Tyler Gous 'n rooi kaart. Dispatch wat hom tik. Kan hulle iets aanteken net hierso voor rustyd. Bal word dan agtertoe laat val. Wat sê die skeieregter? Ja, aanslaan en is rustyd. Rustyd, ons is binnekort weer terug. Derde winnende wedstryd. Dis aan Ronnie. Welkom terug vir die tweede helfte van onder 16 wedstryd. Bersig loop voor met 29 punte teen 0. Een geel kaart op die bank en 'n rooi kaart in die koelkas. Ja, 20 minute rooi kaarte natuurlik. Kyk Ja. nou. Kom ons kyk nou maar wat hier gaan gebeur. Dispatch wat van regs na links vir ons verby speel. Hulle gaan ook afskop. Nommer 14, skop hom af, lekker diep. Wat gaan Bersig doen? Speel hom binne toe. Toring. Skop hom met rente terug. Goeie skoppie. Uitstekende skop. Ja, baie goeie skop, Marius. Bersig wat die situasies op die oomblik net baie beter speel as die Hoërskool Dispatch. Ek kan waar ons bitter hard gepraat het by die spanne in die halftyd. Ja, ongedissiplineerde spel deur altyd die spanne op die oomblik. Kom ons kyk of hierdie gaan beter wees. Baie goeie ingooi. Baie goeie lyn staan deur die Hoërskool Dispatch. Ry hulle hom 'n bietjie langs die kantlyn af. Van Antwerpen, die bal word onderskep deur Toring en nou trek hy. Toring gaan door. Hy skop die bal weg. So die vletjie moes gegaan het. Ja, as jy die vletjie gehoor het. Sy die bal is aangeslaan. Ek weet nie lekker deur wie nie. Sê Bersig die bal aangeslaan. Ek sal met my oogkundige moed praat. En daar is weer commentator killers. Dus ek weet nie mooi wat daar gebeur het nie. Ons kon nie regtig sien dat daar aanslaan was nie. Ja, ek het geen aansalang gesien nie, maar dit is hoe dit is en ons speel verder. Dispatch wat die bal gaan ingooi. Uncontested scrums nou. Lyk vir my is uncontested. Die agste man wat lekker sterk dra vir Dispatch.
Hulle speel so 'n bietjie aerial pingpong, maar die bal is nog steeds in die besit van Despatch. Kan hulle iets aan mekaar sit hierso? Kom die bal. Groot manne wat op die bal dra in die middel van die veld. Baie goeie verdediging deur Toring. Kom maar Despatch man haal so verby een man. Dan word hy plat geduik en dan kom hulle weer. Despatch wat die bal baie mooi na die bal kyk nou. Uitstekende werk deur Despatch. Jaden wat die bal sterk dra in die middel van die veld. Gaan Despatch weer 'n keer. Nou is dit weer baie goeie aangee gewees deur die skrapskakel hier. Die bal is beskikbaar nog steeds. Ja, goeie duikslag gehad deur Toring uitgevoer. Bergsig kom weg met die bal. Ja, maar sy neem hom af. Nou wat gaan hulle maak? Hulle trek hom wyd. Kom verby een man, kom verby twee manne. Die verdediging van Despatch sal moet opskerp. Gaan hulle hom in die lug kan hou. Ja, hier is 'n algemene taktiek en dan deur al die spanne se Ja, daar sê use it or lose it. van Despatch vir die bal weer in die lug hou en dit werk oomblik vir hulle. Goeie werk deur die Hoërskool Despatch daar, ek moet sê. Maar Despatch baie gevaarlik gelyk met die bal in hand. Hele paar fases deur mekaar by mekaar gesit en baie diep in die halfgebied van Bergsig ingekom en toe die bal op 'n kritieke stadium verloor. Want wat vir my lyk asof hy nou met ons ketchup speel. Dan waai nie. Ek sê reg seker wel gaan nie, is daar besering iewers of wat gaan aan? Ek dink daar's 'n paar plaasvervangers wat op die veld op gaan kom. Ek sien nie eers, ek Afrigter wat weer met die span van Despatch staan en gesels. hulle gou so 'n bietjie water opbring na vir sy spanmaats. Weet jy wat is die inmenging van die afrigter die hele tyd, hè? Skeieregter nou terug in ons prentjie. Ja, spelers word dan teruggeroep. Geel kaart kom terug op vir Bergsig. Ja, nommer 17 op die veld vir Bergsig. Geel kaart is terug, Wannie. Caleb van Jaarsveld. Van Despatch wat hierdie bal gaan ingooi. Word hy nou toegelaat om sy besluite te maak soos hy nog heeltyd doen? Of is hy gevra om 'n bietjie af te skaal? Ja, dis 'n goeie vraag. Ek sal nogal hou daarvan om te weet wat daar gesê was op halftyd in baie diep gesprekke wat daar was, maar kom ons kyk. Caleb vir die bal aangee. Dan kry Despatch hom in die hande, skop hom voorveld vorentoe. Die manne van Bergsig gaan hulle aanval. Dit lyk so, bal in een hand. Teen aanval hierso. Bal beskikbaar, baie goeie werk. Die Bergsig manne lyk dit my baie lus om aan te val vandag. Bal is weer 'n keer beskikbaar. Bal word val daar aangeslaan deur Bergsig, skram vir Despatch. Ek wil ook graag weet hoe moet ons nou aan contested skrams. Daar's nie 'n voordeel wat af is nie. Ja, ek verstaan nie lekker wat hier aangaan nie, maar nou ja. Ja, ek sien geen nut. Dit is toch skrammen nou. Ek weet. Despatch met die bal. Daar klop die loskakel deur 'n pragtige gaping en dan gaan hy aangee. Aan die buitekant verlore. Despatch het een van daai 3 nodig om terug in hierdie wedstryd te kan kom. Ja, net 'n bietjie daai 0 kan breek. En die manne weer aan mekaar daar. Die dissipline aan die Despatch kan maar is my 'n bietjie skokkend op die oomblik. En jy weet as jy onder iemand se vel is, jy hou aan en jy gaan aanhou en jy gaan aanhou. Absoluut. Jy Want sal jy wil hulle nooit so stop nie. onwrig dat hulle uit hulle gameplan is. En dis wat klaar gebeur het. Ja, absoluut. Ek kan onthou 29-0 is 29-0. En ek dink hulle remind mekaar die hele tyd op die veld.
hoe ver jy agterloop. Bal is beskikbaar vir die Hoërskool Bergsig. Gee hom uit, wat gaan hulle maak? Toring, kom binne toe. Ja, is nummer 17. Nee, nommer 17, hardloop Koller. verby 3 manne, hardloop verby 4 manne. Hardloop boor nog 'n man. Van Koller en baie goeie werk as 'n goeie verveld gewen. Hier het iemand seer gekry. Ja. Lyk vir die Stitters van Dispatch. Tian Skuman die kaptein. Oeg, hy lyk gelukkig nie. Manne van Bergs wat bly gesels met hulle opponente. Van Koller baie goed gedoen daar, baie beweeglik en vinnig vir 'n voorspeler. Ja, goeie loop al so 3 of 4 manne gewen aan die buitekant. Boere aan 'n band probeer hardloop reg gekry. En nou lê iemand beseer. Pyn polisie waar by die man besig is. Ek weet nie maar ek mag verkeerd is. Jy kort iets in hierdie dispatchpan. Hulle kort 'n leier. Ja, ek stem, ek dink op die oomblik word hulle heeltemal van die veld afgespeel deur die Bergsig span en hulle kort punte en baie gou ook. Al is dit net 'n 3. Ja, net iets om hulle aan die gang te kry, net om 'n bietjie vuur te stook. Miskien 'n klein kannetjie petrol. Die tyd van aan hardloop. Soos dit vroeër gesê het in skoolsport is daar nie beseringstyd nie. Ja, running time soos wat hulle sal sê. Iets wat ek en jy baie lanklaas gedoen het. Ja, Hardlooptyd. hardlooptyd. Ek sê net vir Jade as ek iemand sien hardloop dan kry ek al milsteek. Ja, ek stem, ek dink ons raak moeg van uitsaai. Dan moet jy weet. Soos my pa altyd gesê, do as I say, don't do as I do. Ja. Liefde dag hier op Dispatch. Vind wat gaan lê en dan waai weer. So wanneer kan besluit wat ek wil doen nie. Moeilike dag. Veral vir die skoppers. Ja, hier op die Dani Gerber sportgronde by die Rassie Paviljoen. Twee van die grootste name uit hierdie area uit Springbok rugby waar is. Ja, Wêreldrugby. Wêreldrugby. Dani Gerber natuurlik volgens my die beste speler wat die wêreld nog ooit gesien het en dan natuurlik Rassie Erasmus. Homself 'n uitstaande speler, maar as 'n afrigter. Net rugby tot op die volgende vlak gevat. En welverdiend dat hierdie kompleks na twee sulke ikoniese mense vernoem is. Lyk of dit dalk 'n beenbesering kan wees daar vir die Ja, dit lyk so. draagbaar op die veld is. Daai rooi kaart is gekry al terug vir Dispatch. Ja, baie naby. Dan jy nog so 2 of 3 minute oor.
on, boys. All Die manne wat nou sit daar van Dispatch. Natuurlijk kan jy ons nou sien dat ek het my hoed afhaal. Waar Lekker sit so agter die kommentaarhokkie. Ja, absoluut. En het is nooit lekker om 'n besering te sien nie. En kom ons hoop dat die man bitter vinnig sal herstel. En miskien kan beskikbaar wees vir die volgende paar wedstryde wat sal volg hierna natuurlik. Kyk, gelukkig as 'n jong seun is jou hersteltyd baie vinniger as iemand soos ek en jy. Ja, absoluut. Maar 'n besering moet nog steeds gehanteer word met die regte strukture, regte tyd om af te wees, die regte rehab, al daai goed wat moet plaasvind. Ja, ek dink dis 'n baie belangrike punt wat jy daar opbring. Rehab is van kardinale belang en gaan jy nooit weer dieselfde wees as jy nie luister na wat hulle vir jou sê nie. Daai rehab is rehab Correct. en dis hoe dit moet wees. As dit 'n besering is, sê jy moet so lank af wees en jy moet so lank herstel. Ons as spelers wil altyd hoe vinniger jy kan terugkom, hoe beter. Ja, ek wil nou net vir jou sê, vat 'n take 'n tip from a fool. Soos ek wat nooit geluister het nie. En op die einde van die dag moes ek ophou rugby speel op 30 want my knie wou net nie meer werk nie. En dis ongelukkig die realiteit. Maar ons is terug by die wedstryd. Wedstryd weer in die gang. Skram wat gaan plaas aan die oorkant. Met Bergsig vir die bal kan insit. Ja. Net kort van 12 minute. Vaskop deur die Hoërskool Dispatch. Maar 'n laaste vaskop gesien baie lank klas. Ja, vinnig getik en gehardloop. Goed geduik daarso deur. Opgetel deur Dispatch. Arbeid. Dispatch 'n bietjie vuur speel nou. Ja, As 'n aanslaan gelyk. en hardloop hulle lekker sterk met die agste man wat die bal baie goed dra daar. Ja, goeie loop daar deur die Jacques vir die. Kom die bal weer. Daai groot nommer 5 wat nou die bal in die middel van die veld het. Daai is 'n hoogvat. Kom die bal weer. Dispatch bietjie staties. Daar trek Jakker. Beste stuk Onder spel die van Dispatch pale. vandag in hierdie Nou kan wedstryd. hulle 3 druk. Dit bring hulle terug in hierdie wedstryd. Lang aangegee wat nie altyd die regte ding is om te doen nie. Maar Dispatch hou hom nog steeds uit die bal in hand. Bal is beskikbaar, hier kom hy. Nommer 17 op die veld nou. Self 'n lekker groot seun. Ja, Jean van Koller. Gooi loop daarso weer vir die. Ja, vir wie wat die bal nou lekker sterk dra. Baie nuwe ek moet sê, is baie nuwe vier hierso in die Hoërskool Dispatch nou. Hulle kort hierdie punte so dringend soos nog iets. Gaan hulle om tik en hardloop. Hulle doen. Buitekant toe. Hou die bal. Ja, hulle moet laat gaan daai man se knie is op die grond. Skeieregter sê los die bal. Bal is beskikbaar. Hier kom hy. Lang aangegee. Jaden wil die bal dra in die middel van die veld. Bal is weer beskikbaar. Hier kom hy nou. Nou moet hulle moet druk. Onder die pale. Druk die Hoërskool Dispatch. Eerste punt op die bord vir Dispatch. Skare wat sê uiteindelik Vat die bal bitter ver terug van Antwerpen. Verstaan nie lekker nie. Skop die bal oor. ook maar net oorgekruip daarso. Maar 'n baie belangrike 7 punte hierso vir die Hoërskool Dispatch. Kan dit hulle terugbring in hierdie prentjie? Ek dink dit kan.
Hulle het nie genoeg tyd oor die 14 minute oorbly. Hulle het baie mooi agter die bal gekyk en hy het klomp fases agter mekaar in 'n ry gesit en ek dink dit was die belangrikste. Baie welverdiende 3. 29 speel 7, Bergsig 29. Hoërskool Dispatch 7. Bergsig wat die bal gaan afskop. Lekker hoë hangende skoppie. Uitstekende skop. Amper die bal uit die lug het gevat also deur die linker slot Donray Knowles, maar aangeslaan as 'n voordeel vir Dispatch. Dispatch weer bound lyk soos Jacques Fourie. Ja, Jacques Fourie baie prominent nou. Trou die bal lekker sterk, ek moet sê. Waar was Fourie die hele wedstryd gewees? Aangeslaan deur Aangeslaan Dispatch. deur Dispatch in hulle kwartgebied. Bergsig wat die bal kan insit in 'n baie aanvallende posisie vir hulle. En ons behoort te weet, hier gaan hulle die bal dra. Trompoppies aan die ander kant. Trompoppies aan die oorkant. Lekker om sien dat skole nog trompoppies het. Beteken as 'n trompoppies is, beteken dan moet kadette ook wees. Min of meer. Ek stem. Manne wat hier agter ons verbyloop, lyk soos die Hoërskool Dispatch. Ja. Eerste spanne, maak reg vir 'n wedstryd en 'n half. Binne die volgende paar minute, uitstekende skram deur Dispatch. Weer 'n keer Bergsig se bal afgevat. Kyk nou mooi agter die bal en hardloop hy. Deur 'n gaping en is hoog. Spel tackle. Arm is uit, voordeel vir Dispatch. Van Koller. Kry 'n man 'n hout in die kop. Man van Bergsig, nommer 1. Voel niks lekker nie. Dispatch het nou baie beter agter die bal kyk. Hulle moet net die skoppie. Ja, Verwy wat nog steeds nie lekker voel in die agterkant hè. Klop 1 man, klop 2 manne. Die manne van Dispatch wat nou baie mooi agter die bal kyk. Manne wil alweer ruk en pluk. Ja, Verwy wat glad nie lekker lyk nie. Skeieregter wat dit gemis het. Geel kaart vir nommer 12 Vir hy seatbelt tackle. vir Jovan Klaasie. Geel kaart vir Bergsig. Uiteindelik Dion Verwy op die grond gesit en nie groot stand in die kop gekry. Dispatch het ewe skielik lyk soos 'n span Wat was hulle van wat minuut wil, af? ja, absoluut. Waar was hulle in die eerste helfte? Ek sien nommer 18 ook nou op die veld. Amper asof hulle die hele span omgeruil het. Ja, sy persoonlikheid verwisseling is die regte woord. Dink jy daai tackle verdien 'n geel kaart waar is? Ons weet nie of haar span waarskuwing was nie. Baie goeie skop deur die loskakel. Of was dit dalk iets wat in die Van oorkant Erwin. gebeur het? Ja, kyk ek dink ook hulle was gewaarsku en toe nog een was net te veel en ek dink dis wat gebeur het daar. Dispatch nou in die kwartgebied van Bergsig gooi in, maar niemand spring nie. Bal vorentoe skop deur Bergsig. Goeie werk deur die Ja, manne kyk van daar deur Dispatch. Alwino Radin. Hulle sal moet rol. Alles beskikbaar. Hier kom hy nou langs die agterlyn af. Lang aangee wat nie akkuraat is nie. Dispatch nog steeds die bal vorentoe vat. Bergsig moet versigtig wees hier. Van die groot manne van hulle Van weer. Koller. Bergsig se agterlyn wat dalk om kant is hiersom. Manne wat lei is om terug te val. Goeie dryfwerk deur die Dispatch. Hulle het die bal. As die bal weer beskikbaar is. Loskakel speel amper in 'n pocket hier agter wat miskien nie die opsie is nie. Bietjie vlakker speel Bergsig wat hom afneem. Dis nou weer Toring. Hy is regtig ware doring in hulle vlees vandag. Bergsig wat die bal gaan uitskop en 'n baie goeie skop deur hulle.
Nie so ver veld gewen nie. Die bal is uit. Sal wat Die sak bal maak? is uit. Skade 'n bietjie verdeeld is hier met die onder die skeieregter. Die dag gaan is, as jy 'n skare gaan kry wat tevrede is met enige skeieregter. Bel net vir my want ek wil ook kom kyk. Doring wat die bal kan gooi. Doring gooi die bal in, baie goed gedoen. Skramskakel onder enorme druk. Ruk homself reg. En uit die posisie uit opgetel deur Respect en dra die bal lekker sterk oor die middellyn al. Respect het die bal. Steeds kyk Respect baie mooi agter die bal. Die manne wat hulle in die lug druk. Nommer 17 van Koller. Kom die bal nou. Die plus 1 is die heeltyd aan hierso. En dan laat val hulle hom ongelukkig vorentoe. Jordan wat die bal laat val. En onmiddellik afgesteel word. En dan gaan Doring. En dan word hy sy muur onderste bo geduik. Dispatch wat die bal afgeneem het. Uitstekende werk deur hulle. Hier kom die bal, is hy beskikbaar, hy moet vinniger gespeel word. Gaan hy weer Oei, voor hy probeer hy aangee uit forceer daar en afgeneem deur Bersig. Iemand gaan die bal skop hier. goeie opsie. 22 op die veld vir Dispatch. Kungawa. Raak en hy hardloop. Kan Dispatch hom terugkry. Ek sien die bal lê daar, hy is beskikbaar. Loskakel. Wow, nie baie goeie aangee nie. En dan gaan Doring. Doring. En Doring. En hy slaan hom aan met 'n oop doellyn. Hy sal hom met baie ongelukkig wees met homself daarson. Wat ongelukkig. Ja, ek stem saam. Dis 'n bal wat 'n man moet vashou, ongelukkig. En jy moes daai ene maar gekry het, oorgeduik het. Sou wedstryd gewees het dan. Ja, nee, ek dink so. Iemand op die veld. Klink vir my soos Bullet se pa wat hier langs die kant staan. Sy het hom reggemaak vir die duik. Kan Hy nie vergeet iemand eers die bal raak kom. Ja, geen kommentaar. Weer aan contested nou. Bal word veld afgeskop deur Respect. Opgetel deur die manne van Bersa gaan aantrek hulle. Klop 'n man aan die buitekant. Net een man en dan trek hulle hom Opsie, ja, plat. nee. Ja. Manne wat nie vletjie hoor nie. Dink Dana White kan 'n paar manne kom opteken hierso. Goed gedoen deur die Hoërskool Dispatch, kry die bal. En na trek hy. Wow. Dispatch speel hom vinnig. Pragtig deur 'n gap en gehardloop deur die manne van Dispatch. En dan trek hulle. Gaan daai ook gesien word as 'n seatbelt. Nee, wat? Meer soos 'n rugsak tackle. 'n Rugsak tackle ek stem saam. Ja, die manne van Persig sal moet versigtig wees vir hom kant. Arm is uit vir ja, strafskop. Skeieregter het sy arm uitgehaal. Maar wat 'n goeie loop het daar deur Jordan Bachero. Of Barkerdo. Ja, baie goed, moet sê. Bal wat getik word deur die Hoërskool Dispatch. Hardloop weer, hy gaan Sorry. vir hy.
uitstekende verdediger. Jy gee hom die kantlyn en jy gebruik die kantlyn as nog 'n verdediger. Ja, goeie werk deur die banne van Bersig. Baie advies wat hier gegee word. Met 'n letterlike minuut Hy oor. probeer homself as 'n afrigter. En jy moes na alle advies luister. Dis harde werk. Dispatch, het die bal. Gaan nie loskakel van Antwerpen op 'n drafstappie. Onder die paal lê. Bal is beskikbaar vir Dispatch. Twee kante toe om aan te val. En dan aan die oorkant toe. Weer is nummer 11. Donovan Dispatch. Diamond. Dispatch kyk mooi agter die bal hierso op die oomblik. Lang aangee. Hier kan probleme wees. En hy trek ook toe. Baie Uitstekende goeie verdediging verdediger. daar's deur Leonardo Jantjies. Ja, Het moet sy sê, opponent nie 'n gaping gegee om daar te Die manne van Bersig verdedig uitstekend vandag. Dis onnodig. Vir die afrigter met 'n speler begin gesels. 'n Opponentspeler en dan op hom skree. Dit werk nie. Nee, glad nie. Toring wat hom staan en lag. Hier doen nie sulke goed nie, maar. Nee, absoluut. Dis vergaande, maar Anne van Bersig wat daar probeer, dit gaan hy sien as 'n afklap. Hier kan 'n geel kaart kom. Dis spits wat hom speel. En nou trek hy. 50 aangee. Nee, Bersig gaan nie moeilikheid wees hier. Ja, hande nie losgemaal. Speler wat vra ek meneer nooit. Kom aan man, wat 'n Drie. spoed vir u. En 'n 3. Vir die Oracle Dispatch. Baie goed gedoen, Jacques vir die. Gaan druk vir in die hoekie. Moet sê in hierdie hele tweede helfte is hy die speler wat van die meeste uitgestaan het. Ja, definitief. Maar ek gaan hy vraag vra wat jy nou vir my gevra het. Waar was hulle in die eerste helfte? Hy lyk soos 'n totaal en 'n ander span wat in die tweede helfte gespeel het. Hulle gaan opskuif na 29-12. Hierdie skoppie wat wag. Groot wedstryd wat langs die veld gespeel word ook. Ja nee, dis die grootste wedstryde. Moet sê niemand het dieselfde trui aan nie, maar almal speel saam. Goeie skoppie, goeie lyn, Ja, net kort. net kort. Telling bly 29-12. Dit is die einde van die wedstryd. 116 na van Bersig. Globe Dispatch oortuiging 29-12. Ons is nou terug met die eerste span wedstryd. Kan nie wag vir die ene nie. Was 'n pittige niepsige wedstryd hier. Dit was